Goeiemôre broer en suster, liewe vriende en baie welkom by nog 'n boodskap van Maranatha bediening. Ons het nog baie onlangs Pinkster gevier en vanoggend sluit ons boodskap dan ook aan by die persoon en die werk van die Heilige Gees met die tema die Heilige Gees verheerlik Jesus. Kom ons doen net 'n gebed. Here, ons bring graag lof en eer aan U as ons almagtige en ewige God. U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die God wat is en wat was en wat sal wees tot in ewigheid. U, Here, is die heilige God wat die ontoeganklike lig bewoon. U is die verhewe God voor wie ons maar net kan neerval in verwondering en aanbidding. Here, ons loof en ons prys U en ons dank U dat ons aan U kan behoort. Dankie dat ons aan U kan behoort deur die wonderlike verlossing wat U aan die kruis vir ons moontlik gemaak het. Dat U U eie seun vir ons gegee het as die groot offer waarmee U self vir ons sonde betaal het. En dankie ook vir die Heilige Gees dat U vir ons die Gees gestuur het om in ons te kom woon en om vir ons 'n helper te wees. En nou, Here, wil ons vir U ook dankie sê vir U woord, waarin U Uself aan ons geopenbaar het. Voed ons vanoggend, Here, deur U woord, en laat dit vir ons wees, soos Esegiel se boekrol, aangenaam en soet, soos heuning in die mond. Amen. Vriende, ons skriflesing Johannes 16 vers 12 tot en met vers 15, Jesus is aan die woord. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Alles wat aan die Vader behoort, behoort ook aan my. Daarom dat ek gesê het, wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Vriende, ons teks, vers 14, hy, die Heilige Gees, sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Liewe vriende, ons het onlangs met Pinkstersondag weer die uitstorting van die Heilige Gees gevier. En daar is so baie dinge wat 'n mens oor die persoon en die werking van die Heilige Gees kan sê. En oor baie van hierdie dinge het ek ook al in vorige boodskappe gepraat. Maar vandag wil ek graag op 'n primêre taak van die Heilige Gees fokus wat ons miskien nie so baie oor dink en gesels nie. Maar wat tog ook vir ons 'n baie belangrike perspektief op die werk van die Heilige Gees gee. En dis naamlik dat die Heilige Gees dit ten doel het om die Here Jesus te verheerlik. In ons teksgedeelte sê Jesus dit vandag in baie duidelike taal. Vers 14, hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Met hierdie perspektief, liewe vriende, op die Heilige Gees en sy taak om die Here Jesus te verheerlik, wil ek die opmerking maak dat die Heilige Gees in alles wat hy in ons lewens kom doen, hy ook daarmee ten doel het om Jesus te verheerlik. Vriende, die Gees het gekom om ons helper op die lewenspad te wees. En in die proses kom doen hy en bewerk hy baie dinge in ons lewens. Maar in en deur dit alles is hy voortdurend daarop ingestel om die Here Jesus te verheerlik. Ons teks sê hy ontvang van Jesus. En wat hy van Jesus ontvang, gee hy dan ook deur aan Jesus se volgelinge.
En vriende, deur sy betrokkenheid in ons lewens, help hy dan ook vir ons om die Here Jesus in en deur ons lewens te verheerlik. Ons gaan later in die boodskap ook net kortliks na 'n paar voorbeelde van die werksaamhede van die Heilige Gees in ons lewens kyk, en dan gaan ons met hierdie perspektief na die Heilige Gees kyk, naamlik dat hy gekom het om Jesus te verheerlik. Maar voordat ons dit doen, vriende, is dit belangrik dat ons eers moet verstaan watter besondere verhouding daar tussen Jesus en die Heilige Gees bestaan. Iets wat in die Bybel duidelik is, maar wat ons tog so maklik in ons lees en in ons nadenke oor die persoon en die werking van die Heilige Gees kan mislees of kan miskyk. Vriende, ons weet waarskynlik almal dat ons in die Christelike geloof 'n drie-enige God aanbid. God is een wese, maar hy openbaar homself as drie persone: die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Heeltemal te groot om met ons klein ou mense verstandjies te verstaan, en ek het ook nie vandag tyd om in diepte op die wese van God en die drie-eenheid te fokus nie. Dis eintlik 'n preek op sy eie. Maar ek wil tog 'n paar insiggewende dinge oor die baie spesiale verhouding tussen die Seun en die Heilige Gees sê. So vriende, alhoewel die Heilige Gees self ook ewige God is en hy ook in die Ou Testament werksaam was. Ons lees byvoorbeeld in die skepping, by die skepping van die Heilige Gees dat hy gesweef het, die Gees van God gesweef het oor die waters. Met ander woorde, die Heilige Gees het al by die skepping 'n rol gespeel. En ons weet natuurlik ook dat die Gees in die Ou Testament veral ook werksaam was in die toerusting van bepaalde ampte en persone, soos die konings en profete en priesters. Maar, liewe vriende, in die Nuwe Testament, en spesifiek na die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag, word die kerk, dit wil sê ons, die gelowiges, sy verblyfplek, sy woning, en kom hy om die verlossingswerk van die Here Jesus toe te pas in mense se lewens. Vriende, die Heilige Gees het nooit gekom met 'n eie agenda om oor homself te praat nie, en homself te verkondig nie, maar hy het gekom om die Here Jesus te verheerlik. So sê ons teks. En Johannes 15:26 sê, hy het gekom ook om van Jesus te getuig. Hy het gekom om Jesus te verheerlik en van Jesus te getuig. Ons sou met reg kon sê, liewe vriende, dat die werk van die Heilige Gees op Jesus gesentreer is. Nou vriende, luister nou baie mooi. Die Gees is die stil een wat agter die skerms werk. En nou gebruik ek vir ons 'n beeld. Die Heilige Gees is soos die persoon wat die beligting op die verhoog doen. Hy is die een wat die kollig laat val op die Here Jesus. Hy is die een wat gekom het om die Here Jesus te verheerlik. Vriende, in die Nuwe Testament sien ons die Heilige Gees veral opereer in sy hoedanigheid as die Gees van Christus. En is nogal interessant dat sowel Paulus en Petrus ook vir hom by geleentheid vir die Heilige Gees die Gees van Christus noem. Paulus sê byvoorbeeld in Romeine 8 vers 9, as iemand die Gees van Christus, die Heilige Gees, nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Maar meer nog, vriende, en ek praat nou met ons oor die besondere verhouding tussen die Here Jesus en die Heilige Gees. Jesus self het gesê dat die Gees in sy naam gestuur sal word. Johannes 14 vers 26. En volgens Johannes 15 vers 26 en ook Johannes 16 vers 7 word die Gees ook deur Jesus self gestuur. Met ander woorde, hy word nie net deur die Vader gestuur nie, maar hy word ook deur die Seun gestuur.
En in Handelinge 2 vers 33 sê Petrus dat dit Jesus was wat die Heilige Gees van die Vader ontvang het en uitgestort het. Verder lees ons ook in Lukas 3 vers 16 dat Jesus ons met die Heilige Gees en met vuur sal doop. En in en deur sy Heilige Gees is Jesus ook in sy gemeentes teenwoordig. So liewe vriende, maak dit vandag sommer goed vas. Ons leer die Heilige Gees in die Nuwe Testament by uitnemendheid ken as die Gees van Christus. Die een wie se werksaamhede in hierdie bedeling gerig is op die verheerliking van Christus. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig, sê Jesus. Vriende, ter afsluiting, net so 3 voorbeelde oor hoe die Heilige Gees in ons lewens werk en ons ook wil help om die Here Jesus in en deur ons lewens te verheerlik. Nommer 1, kom maak hy die verlossingswerk van Jesus deel van ons lewens. Die Heilige Gees is die een wat oortuig van sonde en hy bring ons na Jesus as ons verlosser. En vanuit 'n skrifgedeelte soos Johannes 3 is dit duidelik dat dit die Heilige Gees is wat op 'n geheimsinnige wyse die wedergeboorte in 'n sondaar mens se hart kom bewerkstellig. En dis ook die Heilige Gees wat die saligmakende geloof in ons werk sodat ons in Christus kan glo en sodat ons verlossing van ons sonde kan ontvang. So liewe vriende, so verkondig en verheerlik die Heilige Gees dan die Here Jesus as ons verlosser. Sodat ons ook daardie verlossing kan ontvang en sodat ons ook die Here Jesus as ons verlosser en ons Here kan ken en dien en verheerlik. Maar kom ons gaan aan na nog 'n baie belangrike wyse van hoe die Heilige Gees die Here Jesus ook verder in en deur ons lewens verheerlik. En dis naamlik dat die Heilige Gees ons wil help om heilig te lewe. En in hierdie proses van heiligmaking kom hou hy nou wie se beeld aan ons voor? Hy kom hou Jesus se beeld as die modelvoorbeeld aan ons voor. En hy help ons om al hoe meer Christus gelykvormig te word. Vriende, want so sê die Bybel, dit is die Gees se werk. 2 Korintiërs 3:18. Ons word al hoe meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Dit is die werk van die Heilige Gees om vir ons Christus gelykvormig te maak. Vriende, so daarom moet ons baie meer onsself ook aan die beheer van die Gees oorgee en ook vir hom vra, vir hom bid, om ons lewens heilig te maak, sodat ons al hoe meer na die beeld van ons Here Jesus sal lyk. En hoe meer ons na die Here Jesus sal lyk, vriende, hoe meer sal ons hom met ons lewens verheerlik. Vriende, daar is natuurlik heel wat meer wat 'n mens kan sê oor die verheerliking van Christus in ons lewens, in en deur ons lewens, onder leiding van die Gees en met behulp van die Gees. Maar ek wil graag volstaan met 'n laaste voorbeeld, en dis naamlik dat hy ons ook nou met krag toerus, sodat ons getuies van wie? Sodat ons getuies van Christus kan wees. Luister hoe Jesus dit gestel het. Hy het gesê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal getuies van my wees. Julle sal my getuies wees. Vriende, die Heilige Gees is absoluut daarop ingestel om Jesus te verheerlik. En dit sluit in om Jesus se koningsheerskappy hier op aarde uit te brei. En daarvoor rus hy dan ook vir ons toe. En bekragtig hy ons
om op te tree as Jesus se getuies. En hoe meer ons van Jesus getuig, hoe meer mense sal gered word. En hoe meer word koning Jesus verheerlik. So liewe vriende, medebroer en suster, mag ons almal vandag opnuut ontdek dat die Gees by uitnemendheid gestuur is om Christus te verheerlik. En dat hy ook vir ons wil meehelp om ook Jesus in en deur ons lewens te verheerlik. Alles wat die Heilige Gees in ons lewens kom doen, ontvang hy van Jesus. En dan verkondig hy en aktiveer hy dit ook in ons lewens. My liewe vriend en vriendin, mag ek en jy dan so onder die beheer van die Heilige Gees leef. En so vol van die Gees wees, dat ons hele lewe toegewy sal wees aan Jesus as ons verlosser en ons Here. En dat ons met ons heilige lewenswandel en met ons getuienis en ook met ons diensbaarheid, ja eintlik maar met ons hele Christelike lewenswandel, dat ons daarop ingestel sal wees om koning Jesus te verheerlik. En mag ons ook onthou, en daarmee is ek klaar, hoe meer ons in pas kom met die Heilige Gees, hoe meer sal ons lewens ook daarop ingestel wees om die Here Jesus te verheerlik. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons vandag ook kon hoor watter intieme verhouding daar tussen U self en die Heilige Gees bestaan. Dankie dat ons vandag opnuut kon hoor dat die Heilige Gees ook die Gees van Christus is. Dankie dat die Gees ten diepste gekom het om U as ons Here Jesus te verheerlik. Help ons dan ook dat ons lewens in pas sal wees met die Heilige Gees, dat ons so deur die Gees sal wandel, dat elke tree wat ons as U volgelinge op die lewenspad sal gee, elke tree daarop ingestel sal wees om U, Here Jesus, as ons Here en Koning te verheerlik. Amen. Vriende, ons slotlied is dan ook 'n lied wat so gekies is om ons Here Jesus Christus te verheerlik. Ons slotlied, Majesteit, glansryke heerlikheid. Ons wil Jesus, die Koning, hulde bewys. Sing lekker saam en verheerlik die Here Jesus. En liewe vriende, daarmee groet ek dan ook vir julle. Vrede vir jou.